Goeiemôre, Dok net wat praat. Ek staan en luister na 'n man en 'n vrou wat besig is met 'n ewige argument. En sy sê, maar dit is jy, dis jou skuld. En hy sê aanhoudend net, ek is jammer. En dan begin sy weer, dan sê sy, maar dis jou skuld, jy het dit gedoen. Dan sê hy weer, ek is jammer. En dan sê sy weer, maar hoekom? En aanhoudend dan sal sy nou hom berispe rondom dit wat hy verkeerd gedoen het. En aanhoudend sal hy sê, ek is jammer. Ek vra vergifnis, ek vra jou om my te vergewe, maar sy sien nie vergifnis nie, sy hoor dit, maar sy is nie bereid om te aanvaar dit wat rondom vergifnis gesê word nie. En terwyl ek hierna luister, toe besef ek, my Here Jesus, as jy na hom toe gaan, hy's getrou en regverdig om te vergewe, wat ook al jy vergifnis van nodig het. Hy sal vergewe, en dan wat baie mooi is, hy sê, ek verwyder jou oortredinge so ver soos die ooste van die weste. Hy sê, ek werp dit in die diepte van die see, en ek dink nooit weer daaraan nie. Ag, hoe wonderlik is dit nie, om te besef, dat ons nie aanhoudend na hom toe moet gaan en sê, vergewe asseblief Jesus, vergewe nie. Maar as ons na hom toe gegaan het en gesê, ek is skuldig, vergewe, dan vergewe hy. Paulus het gesê, ek sterwe daagliks. Met ander woorde, 'n man soos Paulus het daagliks die verkeerde afgelê, gevra vir vergifnis. En as hy 'n groot godsman kan verkeerd doen, so doen ons ook maar as mens verkeerd. Maar gelukkig kan ons na hom toe gaan, en hy is die God wat ons sal vergewe, en ons hoef nooit ooit weer daaroor te vra, is dit vergewe, is dit nie, want hy vergewe. Die vyand maak ons skuldig, en hy herinner ons, maar intussen het Jesus ons klaar vergewe. Ek wil dan vandag vir u sê, Jesus is getrou en regverdig, en hy is bereid om te vergewe, as daar iets in jou lewe is wat vergewe moet word. Herlewingsgroete.